Ek wil graag saam met u bid vanoggend. Kom ons soek die binnekamer, kom ons sonder onsself af voor die aangesig van God. Onse Here, ek wil eerstens kom om te sê, Here, laat u wil geskied. Hier in ons vanoggend, hier in hierdie gebed, hier in dit waaroor ons met God gesels, net soos in die hemel. Here, dit is so groot voorreg om vanoggend te kan bid, Here. U die Here het dit goed gedink om ons oë te open en ons is so dankbaar daarvoor. En vanoggend wil ek en my medegelowiges, waar ons saamkom in gebed en die teenwoordigheid van die Here soek, wil ons u naam groot maak. Ons wil sing halleluja tot eer van die Here. Want Here, ek weet vanoggend dat niemand van ons is perfek nie. En Here, ons het nodig om God se wil in ons lewens toe te pas. Ja, Here, ons weet daar's twee tipes heiligmaking. Posisionele en praktiese, Here. Here, en sommige van ons in ons daaglikse leef in God se goedheid, se krag. Here, leef ons om te strewe na betere. Na beter as die dag van gister, meer heilig as die dag van gister. Want Here, jy het vir ons die Logos woord, die woord van die Here nagelaat. Here, en ons kan, as ons gedeeltes uit die woord uit begin toepas in ons lewens, kan ons nog daaroor bid ook, dat die Gees van God hierdie woord 'n rema woord maak, deur hom geseën, deur hom gewys, deur hom geleer, dat ons dit in ons harte kan verstaan, Here. Here, mag ons nie hoerery doen met die sonde, die verkeerde, die onheilige, die ongeregtigheid nie. Maar hierdie geregtigheid wat ons deur Christus ontvang het, naas wedergeboorte, wat hy vir ons aan die kruis gedoen het, sy bloed gestort het, wat onskuldig was, Here. Here, mag ons net weer u grote krag ervaar, om elke dag afstand te doen van die dinge wat verkeerd is. Ons weet, Here, dat die Heilige Gees werk in ons gees. Wanneer ons bid, bid ons deur die Gees tot God. En Here, ons kom vra ons te help, Here, vir die wat sonde het, dat hulle dit kan afstand doen daarvan. Maar Here, ons kan dit nie op eie krag doen nie. Ons besef vanoggend dat ons is eenvoudig net nie sterk genoeg nie. Maar met die krag van Jesus kan ons dit doen, Here. Met die hulp van die Heilige Gees. Here, dat ons in die woord en in die Gees sal bly. Dat ons lampe met olie gevul sal word, Here, en dat ons ekstra olie sal hê. Here, en eendag as u by die bruidegom is, kom om sy kerk te kom haal, Here, dat ons genoegsame olie het, dat ons genoegsame lig in ons lewens kan hê, sodat u die Here nie sê, gaan weg van my, ek ken jou nie. Here, mag elke hart deur geopen word wat vanoggend die stem van Jesus in hierdie gebed hoor. Mag die Heilige Gees absoluut ons geestelike ore open, sodat ons kan hoor, Here, dat ons die woord van die almagtige God kan hoor. Here, ek bid al hierdie dinge, want ek weet, Here, groter is hy wat in my is, as hy van die wêreld. Van die wêreld is daar die Satan, sy booswigte, die vyand. Maar Here, ons weet, ons het die swaard wat die woord en die gees is, tweesnydend.
En ons het geweet, ons het 'n skuld is geloof. Ons weet ons het 'n helm op wat ons kan beskerm teen die aanvalle van die Satan, die borswapen van geregtigheid. Ons is omgord met die waarheid. En Here, ons het die bereidheid, die skoene van bereidheid aan om die evangelie en sy liefde en sy krag aan almal te verkondig. Here, gee ons krag om dan dit te doen, om die soete evangelies aan almal te bring. Here, mag elkeen wat vanoggend hoor, in hulle geestelike oor hoor, en mag die geestelike oor direk gekoppel word aan die hart, sodat Jesus met sy gees elke hart mag vul vanoggend. En Here, dat ons op ons knieë sal val en om vergifnis vra vir ons verkeerde dade van gister. Ons dankie, Here, ons weet, U is nog dieselfde vandag een af tot vandag. U het nog nooit verander nie, U het ons nog nooit verlaat nie, U is nog altyd daar. En daarvoor, Here, sê ons baie, baie dankie. En ons bid al hierdie dinge in hy kragtige en liefde naam van Jesus Christus, onze Here. Amen.